maak. 'n bietjie Wynand, kan julle hoor? So, ek wil net weer begin om te sê, alle nuwe intrekkers as daar is, asseblief welkom by die erediens en ook sit julle name op by Anita by die kerkkantoor as julle kans kry. Die deurkollekte vandag gaan vir Bybelverspreiding. Ek wil dan ook sê baie welkom aan Dominee Wynand. Ek ken hom nou al goed, so vir die wat Dominee Wynand nie ken nie, ek dink julle moet meer kerk toe kom. Dan Dominee Jacques by die belydenis klaskamp die naweek. So hulle sal so van 9:30 terug wees. Ek sien Anita het vir my hier gesê, ek dink is dalk net vir die ouers dat hulle weet. En dan ons het 'n aanlyn veiling. Dis Dinsdag 21 Oktober. Daar's 'n baie goeie items op die veiling. So is 'n vakansie wegbreek. Daar's 'n helikopter flip. Dit klink gevaarlik, maar ek sal is gewoonlik die bestes. En dan so 'n jagpakket. So asseblief, ek dink julle moet registreer, kyk op die groep en wees asseblief deel van die veiling. Dan die 10de maand dankoffers, moet ons net die bydraes betaal by die kerkkantoor asseblief. En dan 9 November is daar nagmaal en 'n dankie sê ete wat ons net moet bespreek by die kerkkantoor. Downtime is weer vanaand en dit word deur die belydennisklas aangebied, so hulle nooi al die familie om ook daar te wees vanaand. Dan kinderbediening werkswinkel is volgende Saterdag. Dit is van 8:00 tot 1:00, dis gratis, maar ons vra die wat wil bywees by dit moet net asseblief hulle naam by die kerkkantoor opgee of vir Dominee Jacques laat weet. En dan laaste, maar nie die minste nie, Christel, baie geluk met jou verjaardag vandag. So almal moet asseblief net vir haar sê baie geluk met haar verjaardag. Dankie Alwyn, goeiemôre almal. Daar was gelukkig nie rugby waarvan ek bewus is nie, so niemand hoef sleg te voel oor iets nie, of ek was self op 'n kamp gewees, so dalk weet ek net nie van hartseer of so nie. Groet mekaar, hoor gou hoe dit gaan, vind uit of die mense reën gehad het, gesels gou met mekaar. Met die belydennisklas wat nou nie hier is nie, wil ek graag sien, wie is hier wat onder 16 is? Wie is hier wat onder 16 is? Deksels, ek geniet eintlik altyd die kinders so, maar ja, julle spoil my pret. Goed, wie is hier wat onder 80 is dan? Dankie. Ook groete namens Pietersburg Moedergemeente. Ek het dit al 'n vorige keer gesê, ons kerkraad het gesê, asseblief, as jy by 'n ander plek preek, dra ons groete ook oor. So, dit is 'n voorreg om ook so deel te wees van die Here se groter gesin, en dat ons ook, al is ons ver van mekaar af, vir mekaar kan lief wees. Kom ons word stil voor die Here, kom ons fokus op sy teenwoordigheid, maar kom ons fokus ook op mekaar se teenwoordigheid. Ons bely mos lekker, ons glo in die gemeenskap van die gelowiges. So kom ons word stil en ons glo dat hy ons saambind. Prys die Here. Met my hele hart wil ek die Here loof in die saamkoms van die opregtes, in die gemeente. Die werke van die Here is groot. Almal wat daarin vreugde vind, dink daaroor na. Sy dade is vol majesteit en luister. Sy trou staan vir altyd vas. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God wat is en wat was en wat kom. Kom ons loof die Here en ons gaan dit doen in ons loflied, liedboek 199. Ons sing daarvan al 3 die strofes.
Tannies is maar partykeer bang ouens. Ons voordeur het byvoorbeeld 3 slotte op. As iemand by ons kuier of as hulle daar by my was om my te sien en hulle loop vooruit, dan is hulle skoon verbouwereerd want hulle kan nie deur oopkry nie, ek moet eers al die slotte oopmaak. Maar so 2 weke terug maak 'n ouderling met my 'n afspraak en synde 'n bangerige dominee, gaan daar 100 goed deur my kop. Wat het ek verkeerd gedoen? Wat het ek verkeerd gesê? By wie was ek nie? By wie was ek wat ek nie moes gewees het nie? Al daai goed gaan deur jou kop. En toe hy uiteindelik by my sit, toe sê hy vir my, hy mis iets in die erediens. Nou ja, hier sit ek nou. Hy vra vir my, lees 'n bietjie weer die 10 gebooie. En toe kom ek agter dat mense 'n behoefte het om die wet van die Here te hoor soos hy oorspronklik gegee is. En daarom gaan ek nou vandag weer Deuteronomium 5 lees, al 10 gebooie. Deuteronomium 5 vers 1. Moses het die hele volk bymekaar geroep en vir hulle gesê, Israeliete, luister na die voorskrifte en die bepalings wat ek vandag hier in julle teenwoordigheid aankondig. Julle moet dit leer, dit gehoorsaam en daarvolgens lewe. Dan vers 6, dis die eerste gebod. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander God hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Dit was die 2de gebod. Die 3de een, jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Die 4de gebod, jy moet die Sabbatdag so deurbring, dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk, en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige ander dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet dink daaraan, dat jy 'n slaaf was in Egipte, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Dit was die eerste tafel van die wet, wat gegaan het oor ons verhouding met God. Dan die tweede tafel begin by die 5de gebod. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Die 6de gebod, jy mag nie moord pleeg nie. Die 7de, jy mag nie egbreek pleeg nie. Die 8ste, jy mag nie steel nie. Die 9de, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Die 10de, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. As jy deur hierdie 10 gebooie gelei is, om jouself voor God te verootmoedig, om te sê, Here, dis ou gebooie, maar ek weet die essensie daarvan bestaan nog steeds in my lewe, en ek bely, ek kan dit nie nakom nie. Dan kry jy nou geleentheid om dit in stil gebed te doen.
En daarna as ek amen sê, dan gaan ons liedboek 240, strofes 1 en 2 sing, net so terwyl ons sit. So, jy kry geleentheid vir stil gebed. As jy met 'n ware berou en 'n opregte geloof jou sonde bely het, dan beloof die Here in sy woord, verwyder hy dit so ver van jou soos die ooste van die weste. As jy rooi was van sonde, dan was hy jou wit soos wol. In die versoening van ons Here Jesus Christus het hy dit vir ons kom doen. Voordat ons saam lees, kom ons buig die hoofde en ons bid saam. Here, as ons vandag van Job lees, dan sou hy in ons samelewing iemand gewees het waarop ons waarskynlik sou neersien. Die kinders sou gesê het hy's 'n loser, want alles in sy lewe het verkeerd geloop. En Here, ons is so geneig om te sê dat sulke mense die skeppers van hulle eie onheil is. So asof ons nie enige slegte goed in ons eie lewens beleef nie. En daarom, Here, kom vra ons vandag as ons uit hierdie boek lees, dat ons iets sal besef van dit wat U vir ons wil laat verstaan in die lewe van Job. Ons lees verder aan in die boek hoe sy vriende by hom kom sit het en juis hierdie boodskap wil oordra. Job, jy het iets verkeerd gedoen. Here, self sy vrou het so ver gegaan om te sê, vloek God en sterf. Help ons om na Job se lewe op 'n ander manier te kyk. Dat Job vir ons 'n voorbeeld sal wees, 'n aanmoediging, 'n versterking vir ons eie geloof. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan enkele verse uit Job 1 en Job 2 lees. Ons gaan nie altyd hoofstukke, al die verse lees nie. So ons begin by Job 1 vers 1. Die opskrifie, Job word deur rampe getref. In die land was daar 'n man met die naam Job. Hy was vroom en opreg en het God gedien en die kwaad vermy. Hy het 7 seuns, 'n mooi voltaal en 3 dogters gehad. En was ook die eienaar van 7000 stuks kleinvee, 3000 kamele, 500 paar trekosse,
500 donkies en baie slawe. Onder die mense in die ooste was hy die belangrikste man. Eendag, toe Job se seuns en dogters besig was om te eet en wyn te drink in hulle oudste broer se huis, kom 'n boodskapper by Job met die nuus. Die osse was aan die ploeg en die donkies het langsaan gewy. Nou moet julle vir julleself die prentjie inteken. 500 paar osse. So hoeveel land moes Job besit het, dat daar 500 paar osse tegelyk kon ploeg. En net langsaan het hierdie 500 donkies gewy. Vers 15. Toe oorval mense uit Skeba ons, en hulle roof alles, en maak die slawe dood. Net ek het weggekom om dit vir u te vertel. Hy was nog aan die praat, toe kom maar nog een met die nuus. Weerlig het die kleinvee en hulle wagters doodgeslaan en verbrand. Net ek het weggekom om dit vir u te vertel. Hy was nog aan die praat. Toe kom maar nog een met die nuus. 3 groepe Galdeërs het die kamele geroof en is daarmee weg nadat hulle die slawe doodgemaak het. Net ek het weggekom om dit vir u te vertel. En dan kom vers 18, met die slegste moontlike nuus vir enige ouer. Hy was nog aan die praat, toe kom maar nog een met die nuus. Die seuns en dogters was besig om te eet en wyn te drink in die huis van hulle oudste broer. Met eens het daar 'n sterk wind van die woestynse kant afgekom en die huis van al 4 kante af op die kinders omgewaai. Almal is dood. Net ek het weggekom om dit vir u te vertel. Toe het Job opgestaan en sy klere geskeur. Hy het ook sy hare afgeskeer. Daarna het hy op die grond gaan lê en gesê, sonder iets het ek in die wêreld gekom en sonder iets gaan ek daar uit. Die Here het gegee en die Here het geneem. En 'n mens sou daar op punt kon sit en sê, ja, ons kan dit heeltemal verstaan. Ons sou ook so gevoel het. Ons sou dalk nog erger gevoel het. Klere skeer en hare afskeer om op die grond te gaan lê. Dis eintlik, dis erg, maar dis, as jy in ag neem wat hy alles verloor het, is dit te verstaan. Maar dan kom die trefsinnetjie. Nadat hy gesê het, die Here het gegee en die Here het geneem, sê hy, prys die naam van die Here. Onder alles, sê vers 22, het Job nie gesondig of God iets verwyd nie. Dan Job 2, begin ons lees by vers 7. Die Satan het van die Here af weggegaan en vir Job met pynlike swere getref, van sy kop tot sy tone. Job het op die ashoop gaan sit en hy het 'n potskerf gevat en hom daarmee gekrap. Sy vrou het vir hom gesê, bly jy nog steeds vroom? Vervloek God en sterf. Toe sê hy vir haar, jy praat nou soos 'n vroumens sonder verstand. As ons die goeie van God aanvaar, moet ons nie ook die slegte aanvaar nie? Onder alles het Job met geen woord gesondig nie. Ons lees net tot daar. Ons tema, definieer die omstandighede, of definieer jou omstandighede, jou optrede. Ek dink ek het dit al 'n vorige geleentheid in 'n preekie by julle gesê. Daar's 'n Amerikaanse gospelsanger, wel hy's nou al oorlede in 2019. Sy naam was Carmen. Hy's eintlik 'n Amerikaanse Italianer gewees. Nou hy was bekend daarvoor dat hy in sy gospelliedere eintlik baie van humor gebruik gemaak het. En die een lied se titel is God Don't Care. En dan voel dit 'n mens so half, maar wat se liedjie kan dit wees? Hoe kan iemand sê God gee nie om nie? En as 'n mens Job lees, dan kan jy nogal dink, miskien het hierdie ou wat hierdie liedjie se titel gemaak het, 'n
'n punt B, dit lyk asof God nie omgee nie. Want die slegste van alle moontlike menslike dinge gebeur met Job. Hy word van alles gestroop, aanvanklik net besittings. En toe die duiwel nog nie tevrede is nie en by die Here kom en sê, ag, weet jy wat, Job is eintlik nie snaaks dat hy jou nie vervloek het nie, want jy het nog nie aan sy lyf geraak nie. Dan sê God, alright, jy kan dit ook probeer, jy mag hom nie doodmaak nie, maar jy kan hom siek maak. En selfs dan kom Job nie by die punt dat hy God kan verloon nie. Maar tog lyk dit vir 'n mens, jy het so 'n aanvoeling, God gee nie regtig om vir Job nie. Want hy kom tot by die punt waar hy sieklik op die ashoop sit en waar selfs sy vrou, die naaste een aan hom nie meer wil ondersteun nie. Maar as jy na die liedjie luister, dan kom jy agter die titel is net so die eerste paar woorde. Die liedjie sê eintlik, God don't care what the circumstance. God gee nie om wat se omstandighede ek en jy beleef nie, want hy is bo kan die omstandighede. En dis die les van Job. Job wat sê, as ons die goeie van God aanvaar, moet ons nie ook die slegte aanvaar. Aan die een kant klink dit half 'n fatalistiese uitspraak. Ag nou ja, ek het rykdom geniet, ek het 'n klomp wonderlike kinders en skoonkinders gehad, waarskynlik 'n klomp kleinkinders ook. Ek het 'n goeie huwelik gehad, my vrou het nou die pad buister geraak hier teen die einde, maar ja, ek het die goeie geniet, so ek moet daarom seker nou maar die slegte ook aanvaar. Maar dis nie 'n ware weergawe van Job se verhouding met God nie. Hierdie is eintlik 'n geloofsuitspraak, waar Job sê, ek sien uit na die goeie wat weer kom. Ek hak nie vas by die slegte nie, want ek sien God agter my omstandighede. Om die waarheid te sê, ek sien God bo my omstandighede. Ek sien God by my. Liewe broers en susters, in Job is nou nogal 'n lang boek. Jy moet hom eintlik heeltemal lees om regtig die impak van Job te kan ervaar. Job wat die voorreg gehad het dat die Here persoonlik met hom gepraat het, dat die Here vir hom herinner het aan 'n klomp goed. Job, waar was jy toe ek hierdie en hierdie en hierdie goed gemaak het? En wat hy vir Job sê, maar weet jy wat, ek wat hierdie sterk diere in die natuur gemaak het, ek is die God wat nog steeds by jou is. God wat kom en 'n streep trek deur Job se vriende. Ons het mos 'n mooi spreekwoord wat sê, iemand wat eintlik jou afpraat en nog meer negatief en depressief maak, is 'n regte Jobstrooster. Dit was wat Job se vriendes was. Hulle het niks bygedra om Job op te tel in hierdie situasie nie. Maar God kom self en hy trek 'n streep deur hierdie vriende se weergawe van wat hulle dink eintlik aan die gang was. En daarom die vraag vandag. Ons beleef almal omstandighede wat nie altyd ideaal is nie, op verskeie terreine. Jy kan in jou eie lewe dink aan die dinge wat pla, die dinge wat skaaf en skuur. Ons het gister op ons belydenissklaskamp so 3,5 kilometer gaan stap in die veld met die kinders. En een dogter sien ek naderhand begin so mank loop. Ek sê vir haar, Auntie, wat's fout? Sy sê vir my, nee dominee, my hake te blaas op. Ek sê, nee, maar hoekom het jy hierdie skoene aangetrek? Sy sê, dominee, jy klink nes my pa. My pa het ook gesê, ek moet nie hierdie skoene aantrek, moenie hulle saambring, maar dit is sulke lekker skoene. Dog ek so by myself, wat se skoene is dit wat jou hake blaas druk? Maar goed,
Onder die omstandighede is ons dikwels ongehoorsaam. Ons is die eie makers van ons onheil. Deur keuses, deur ongehoorsaamheid. En selfs dan bly God getrou. Selfs dan kom dra God ons. Kom voorsien hy vir ons. Kom bly hy by ons. En dis wat Job raak sien. Die omstandighede is tydelik. Dit gaan verby, maar God is ewig. Môre laat God weer die son opkom. God bly getrou. As jy ooit 'n moedergemeente kom in Pietersburg, ons kanselkleed is nog in Hoog-Hollands geskryf. Hy is toegebou in 'n kassie met glas voor op ons kansel. God bly getrou. En dis wat Job kom getuig, ten spyte van die omstandighede. Hy hou vol wanneer hy met sy vriende praat, dat hy nie noodwendig die oorsaak is van wat met hom gebeur het. Julle hoor wat sê hy vir sy vrou, jy praat nou soos iemand sonder verstand. Want Job weet, God bly getrou. Ek het aan die begin gesê, julle moet mekaar groet. In die fotum het ons gesê, met my hele hart wil ek die Here loof in die samekoms van die opregtes in die gemeente. As omstandighede vir jou te swaar raak, dat dit vir jou moeilik raak om met jou hele hart die Here te loof, dan is die feit dat jy deel is van 'n gemeente juis die belangrike ding. Dis juis die lekker wat ons het, wat ons kan sê, weet jy wat, my broer, my suster, ek kry swaar, my omstandighede druk my. En dit sal dan baie sleg wees as ons almal te gelyk op daai slegte plek is. Hoogs onwaarskynlik. En dis hoekom die Here ons in 'n liggaam, in 'n familie saambind, sodat wanneer die een af is, dat ek vir hom kan sê, weet jy wat, ek dink nou so aan ou Job, wat vasgebyt het, en nie toegelaat het dat sy omstandighede, sy optrede dikteer nie. Job het dalk menslik gesproke rede gehad om op te gee op God. Gelukkig het hy geweet, God het nie opgegee op Job nie. God het soveel vertroue in Job gehad, inteendeel, dat hy vir die duiwel gesê het jy my dienaar Job raak gesien? Amper met hom gespog. Amper geweet vooruit, Job sou nie toelaat dat die omstandighede sy optrede dikteer nie. Job het alleen hierdie omstandighede in die gesig gestaar. Mense het hom geval. Ons het die voordeel, ons het 'n gemeente, 'n gesin van God, 'n liggaam. Kom ons staan mekaar by. Kom ons leer by Job. Kom ons sien God agter die omstandighede, bo die omstandighede. En ons sien God by my, langs my, in my omstandighede. Amen. Hemelse Vader, van die ouer mense hier tussen ons het verskeie tydvakke in ons land beleef. Voorspoed, deur 'n tyd wat ons mense se woordwet was, en dan later tye waar ons onseker was oor die toekoms, en nog later dalk tye wat ons benoud was, bekommerd is oor die toekoms. Dalk is ons nou nog steeds daar. Here, en in ons persoonlike kringetjies is daar faktore wat
meer spesifiek persoonlik is. Dalk is ons bekommerd oor gesondheid, dalk oor finansies, dalk oor werk, dalk oor ons kinders of kleinkinders. Baie van ons is bekommerd oor ons kerk, oor ons gemeente. Here, en dit is goed dat ons goed raak sien en oor goed dink, want U het vir ons daardie vermoë gegee, dat ons kan beplan, dat ons kan voorbereidings tref. Maar die gevaar is, Here, dat ons op ons eie krag kan staatmaak, en juist dan kan moedeloos word, want ons weet in ons eie krag kan ons nie oorwin nie. Is ons nie in staat om die omstandighede te kan manipuleer of bestuur nie. En daarom, Here, wil ons soos Job U raak sien. Wil ons aan U as die God van die verbond vashou, U wat ons eerste lief gehad het. U wat vir ons U beloftes gegee het wat nooit kan verander nie. Staan vir ons by om in die storms U te kan raak sien. U te kan bely as die almagtige God wat bo alles uitstyg. Here, en kom ontmoet ons dan in ons twyfel, in ons ongeloof, in ons hartseer, in ons woede. Kom raak ons aan en versterk ons geloof. Kom maak ons harte weer heel en kom loop die pad saam met ons, sodat ons U met vreugde kan dien. Ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen. Ek kry die geleentheid om die Here te dien met die offergawes. Kom ons sluit af met 'n lied wat hier uit ons omgewing uitkom.
lied 518, geskryf deur Gisela de Villiers. Voel jy soms soos Job of die Here te ver is? Kom ons staan en ons sluit af met lied 518. Mag jy in hierdie week ten spyte van jou omstandighede beleef dat al gaan jy na die ooste toe of gaan woon jy dalk in die verre weste, dat God se hand jou ook daar sal lei, sy regterhand jou sal vashou. Amen.